Die probleem in die rokery is, ek het groot geword in 'n familie en in 'n samelewing en by die skool en onder die chommies, waar die waarheid nie bekend was nie. Al wat die mense ken is leuns van die lewe. Niemand kon die waarheid vir jou vertel nie. So, ons het groot geword onder die leuen, soos Lammetjie sê, van as jy rook, dan is jy 'n groot mens. En almal het gerook in ons huis, ons familie, onderwysers, kinders by skool. En toe ons ook jong kinders is, nou wil ons ook inpas by die samelewing en by ons familie en so. Dan doen ons wat ons by hulle sien, die leuen van Satan. Hulle het kerk geloop. Hulle het in die kerke gesit, in die dooie kerke. Hulle het nooit die waarheid geken wat staan in die Bybel van jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. God wil sy gees in jou liggaam sit. Maar rook is 'n gees van Satan wat in jou liggaam intrek en dan behoort jy aan Satan en hy is jou baas. In die oggend sal jy sien as die rokers opstaan, hoe knak hy sy knieë voor Satan. Want die lus is eenvoudig net te groot. Nou toe het ons ook maar eers uit stoutigheid begin rook. Almal wat gerook het, daai eerste keer toe hulle vir jou, toe jy nou daar was sit 'n rookie. Sê hulle vir jou, nee man, nie so nie. Wat moet jy doen? Nee, jy moet so maak. Hou jy maar in jou mond, dan maak jy so. Wat gebeur toe? Toe verstik jy jou hoes met 'n wiet gekots. Wat is die waarheid van daai saak, mense? Die Bybel sê elke mens is gebore na die beeld van God, né? Met ander woorde, jy's nie gebore met 'n klomp duiwelsgeeste binne in jou. Jy sien jou liggaam het daai duiwelsgees herken toe jy hom invat en jou liggaam het gesê dis 'n vreemde ding hierdie en het hom probeer uitdruk deur daai hoes, deur daai kots, deur daai winde opbreek of wat ook al, daai narigheid. Jy sien jou liggaam het jou probeer waarsku, man, dis 'n vuil gees van Satan wat jy nou in jou invat. Maar jy sien, as jy nie die waarheid ken nie, al wat jy doen is jy gaan vat die leuen en jy probeer hom weer indruk en jy het aangehou tot jy daai gees van Satan in jou liggaam welkom gemaak het en tuis gemaak het. Dit het jou 'n week of 2, 3 gevat, partykeer 'n maand. Oor ons nie die waarheid geken het nie, wat in die Bybel staan. Mense, rook is die gees van vernietiging. As dit oorlog is, wanneer die oorlog kom, né? As jy hoor hulle skiet daai kant, dan sien jy daar 'n bom nou op 'n huis geval, dan trek die rook daar op. Jy sien heel eerste die rook, né? Dan weet jy, man, daar's vernietiging, daar's nou mense dood daar. Daai huis brand nou, né? Wanneer jy rook sien opgaan, is dit vir 'n mens 'n teken van vernietiging. Nou dis presies die gees van rook. Dis die gees van vernietiging. As jy die gees van vernietiging in jou invat, hy vernietig jou gesondheid met longkanker. Hy vernietig jou geldsake. Wat kos 'n pakkie 20 nou vandag? Ja, dis cheap. Maar 'n hele paar rand, né? Jou klere wat gaatjies brand, moet jy ander klere koop. Rook kos baie geld. Dit eet jou geld, dit eet jou gesondheid, dit vat jou vrede en jou liefde weg. Want as 'n bekleierery wanneer hy lus kom. Ja, mense, ek het gerook 25 jaar. Van 'n kind tot ek 33 jaar oud is. Maar elke roker kom lang. Kyk, in die begin is jy baie arrogant en hoogmoedig, né? Ek kan die rook enige tyd los en ek rook en niemand sal vir my sê wat om te maak nie. En daai tipe hoogmoed in die lewe. Maar somewhere begin elke roker agterkom. Veral wanneer sy gesondheid begin, hy begin in die nag kug, heel nag hoes. Hy kom naderhand agter, sy ewe knie by die werk kan nog draf en hardloop, maar hy kan nie meer nie. Kan net 'n paar tree waar, hulle kan ver hardloop, hulle kan hard werk, hy kan nie meer hard werk nie. Jy sien, dan begin elke roker dink oor die ding wat hy doen. En dan begin die begeerte kom, man, as ek net kan vrykom van die ding. Maar jy sien mense, daai tyd, dan is hy gees van Satan so
in jou lewe gevestig. Jy's 'n slaaf. Hy skryf vir jou voor hoeveel geld jy sal hê, hoe gesond, hoe siek jy sal wees, hoe gelukkig jy sal wees. Jy het 'n slaaf geword van Satan, wat ons noem rook. Nou ek het als getry. Mense, ek was die meeste, my gevoel ek is die meeste verslaaf van alle mense. Ek het als gerook, ek het pyp gerook. Ek het zolle gerook. As ek nie sigarets gehad het, ek soos 'n mal dier geword. Dan gaan loop ek in die straat, dan tel ek die ander mense so stompies op, dan vryf ek hulle uit. Dan vat ek 'n stukkie papier, dan draai ek 'n zol. Partykeer 3 in die nag, dan pak hy lus my, dan gaan loop ek in die straat, dan tel ek hy stukkies sigarette op, dan maak ek 'n zol om te rook. Ek het altyd gesê, en dit was die waarheid, ek het dit geweet ook, as ek en jy eendag alleen op 'n eiland moet wees, en daar's geen ander mense wat sien wat gebeur hier, en ons het 1 sigaret tussen ons twee, ek gaan jou vir jou doodmaak. Ek het dit geweet in my hart, ek sal jou doodmaak om my sigaret in die hande te kry, voel niks vir jou. Jy sien, dis hoe ver Satan jou 'n slaaf maak. Ok, ek het baie dinge geprobeer ophou rook. Die snaakste dinge, want ek wou graag ophou rook. Ek het die pilletjies gekoop. Ek het soos lammetjies sê sweets geëet, het ek kan sê hulle jy moet wortels kou. Ek het daai wortels gekou tot my tande en my gums geel was en die geel spoeg, maar daai rooklus as hy my vat moet ek rook. Ek het altyd gewens ek loop in die straat in 'n ryding stamp my, maar ek moet so hard op my kop val as ek daar opstaan dan moet ek vergeet ek het ooit in my lewe gerook. Dan vat ek al my pakkie sigarette, dan breek ek dit en gooi ek dit in die toilet. Môre dan gaan ek weer, dan vra ek by my chommies bedel ek. Dan as ek spyt oor die sigarette wat ek verloor het, die geld. Toe ek tot bekering kom, mense, toe ek Jesus ontmoet. Daai volgende dag was dit vir my verskriklik. Lammetjie het daai selfe woorde gesê. Nou is ek 'n kind van God, maar ek rook nog steeds. Daai ding het my verskriklik. Ek kan nie vir julle sê nie, ek het gevoel soos 'n handdoek of 'n waslap wat jy gewas het, wat jy heeltemal uitdroog en die son lang, dan word hy maar so hard. Ek het so gevoel. Want ek is dan God se kind, maar ek rook nog steeds. Ja, dis verskriklik. Ok, ek het een oggend, maar nou, ek loop dienste, maar nou is dit gou, ek het binne 2 weke wat ek die Here dien het ek opgehou rook. Maar ek loop, nou bly ek die Here smeek, Here, ek wil nie die ding doen, ek wil nie die ding doen. En ek kom eendag by die agterdeur uit, en 'n stem praat met my soos 'n donderslag slaan. Laat ek rondkyk, waar kom hierdie stem nou vandaan? En die stem sê net vir my, ek gaan jou vrymaak van rook. Ek het nie daai tyd die stem geken nie, ek het my lam geskrik. Ok, maar so 2 weke daarna, ek kom by die werk, en my pakkie sigarette met my lighter lê op die tafel, waar ek sit op 'n stoel. Nee. En ek maak die Bybel oop by Romeine 7, einde van Romeine 7, daar staan, ek is 'n elendige mens. Wie sal my vrymaak van hierdie dood wat in hierdie liggaam van my woon? Dan sê die volgende woorde, want Jesus Christus sal jou vrymaak. En toe ek hy woorde lees, né? Soos ek so sit by die lesenaar, het dit gelyk of iemand my elektriese shock gee. Ek het net so, my liggaam het net so een ruk gemaak. En toe kyk ek op die tafel, ek sien hier lê 'n pakkie sigarette en 'n lighter en ek wonder by myself. Nou wie het sy sigarette en sy lighter hier by my vergeet? Regtig mense, toes daai, noem dit 'n file, of daai memory, daai geheue van rook, is so uit my uitgetrek. En ek het van daai dag tot nou toe, dis al 30 jaar, het ek nog nooit weer 'n trek gevat nie. Ok, in die eerste maand was daar versoekings, wat die lus jou beetpak, maar ek het vir myself grense gestel, ek het gesê, ek gaan nie naby mense wat sit en rook nie. Ek gaan nie koffie drink vir die eerste maand nie, want ek het geweet as ek koffie drink, dan rook ek weer. Ek het net tee gedrink vir die eerste maand. So het ek vir my, ek het 'n reël gemaak, as ek gaan nie by 'n koffie in nie, want ek het geweet as ek in die koffie ingaan, dan koop ek sigarette. So ek het reëls gemaak om myself veilig te hou, ek het skrifte geleer om myself veilig te hou, want ek het my besluit te maak. Jesus het my vrygemaak en ek gaan nie weer rook nie. In een van die versoekings wat die lus gekom het, nee, het ek 'n stem kliphard met my hoor praat. Toe ek daar op hy nippertjie is wat ek wragtig, ek kan nie meer, ek moet nou rook, nee. En ek sê die versie op en ek besluit ek gaan nie rook nie. Toe hoor ek 'n stem kliphard met my praat, so duidelik soos wat jy met my praat. Praat Satan met my en hy sê,
As jy nie nou rookie maak ek jou vrek. En ek onthou my antwoord. Ek luister die stem so en ek dink oor, maar hierdie is Satan wat nou moet my praat. Maar ek vrek van die lus. En ek antwoord en ek sê vir hom, al vrek ek hier vandag, maar ek sê vir jou, ek sal nie een trek vat nie. En onmiddellik, toe gaan hy vreeslike lus. Gaan hy lus uit my uit en hy het my nie weer kom pla nie. So, mense, dis wonderlik om nie te rook nie. Van daai tyd af het ek geld om alles te koop wat ek wil. Ek kan sweets koop, ek kan vrugte koop, ek kan alles koop. 'n roker het nooit geld nie, want alles gaan in sy afgod in. Ek is gesond. Ek was toe ek 25 jaar was, nee, kon ek nie om hierdie blok gedraf het nie. Glad nie. Ek kon nie gedraf het van hier af na die hoek toe, daar nie. So sat was ek gerook op 25 jaar. Nou is ek al baie oud, julle kan mos sien. En ek weet jou nou, as ons nou gaan draf hierso, ek sal tot hierdie jong manne sal ek weg gaan loop. Dit wat Jesus met my gedoen het. Okay, ek wil net 'n ander ding byvoeg wat baie interessant was. Maar ek het pyne in my longe gehad. So verskillende plekkies. Ek steekpyne, partykeer in die nag as ek lê het ek hy pyne. Van daai oomblik wat Jesus my vrygemaak het, dis hy pyne het uit my longe uitgegaan en ek het dit nog nooit weer gehad. Ek as jy Raudia Jonas op my misgaan. Raudia, het jy ook Satan gedien? Ja. Nou hoe het jou denke verander dat jy agtergekom het rook is van Satan af? Ja. Wat het vir jou die waarheid gebring? Ek het 'n begeerte gekry in my hart en ek het dienste altyd geloop en ek het altyd die boodskappe wat uitgegaan het. As jy 'n kind is van Jesus, kan jy nie sonde doen nie. Toe ek altyd daai begeerte in my hart gekry. Ja, ek is 'n kind van Jesus geword. So ek kan nie sonde doen nie. En ek het daai begeerte in my hart gekry. Toe sê ek, Jesus, as jy nou sê 'n kind van jou mag nie sonde doen. So kom maak my vry van die sonde wat ek doen. Ja, maar nou okay. Jy sien die eerste ding wat die rokers nou vir jou sê, maar rook is nie sonde nie. Hoe kan jy vir my bewys rook is sonde? Ja, maar die Bybel sê. Wat sê die Bybel? Rook. Die Bybel sê dan Jesus het ook 'n pyp gehad. Sê jy nie so nie? Nee, die wat ek wou weet. jy het tog nie daai hoofstuk gelees nie. Jy sien, hey, die sondaars vertel jou daai dinge. Hulle sê Jesus het dan wyn gesuip. Hy was 'n wynsuiper. Hulle het verdraai die Bybel. Hoe weet jy rook is sonde? Omdat hy jou liggaam aan die binnekant tot niet maak. Hoe het jy begin rook? Hoe oud was jy? Maar ek was baie klein want ek het in 'n huis groot geraak waar mense gerook het. Hoor julle mense, ek het in 'n huis groot geraak waar mense gerook het. Pas op, die Bybel sê die sonde wat jy doen word oorgeerf deur jou kinders en jou kinders. Nou wil jy hulle na die beste skool toe stuur, maar jy rook in die huis. Verstaan jy? Dit maak nie sin nie. Jy betaal al jou geld om die kinders 'n goeie skoolopvoeding te gee, maar jy rook voor hulle. En jy mors jou geld, man. Hoor dit. Okay, hoe het jy begin rook? Vriende. Altyd vriende gaan. Ons het hier in Harlem gebly. Ek het 'n naggie gehad. Ek en my naggie was vriende. Ek en my naggie was so twee susters gewees. En in die huis van ons het die water gehad. Ons het altyd water in die rivier gaan. So aan die onderkant is 'n rivier in die bos. En sy het gerook, my naggie het gerook. En ek het nie gerook nie. Nou, aan die vooruitvaltyd dan ek sy gaan water al in die rivier. En sy altyd gesê, hou die wag, we gaan van my baas se twak steur. En ek vraag sy nie, en ek het moeilik gekry vir want ek het daar gepimp. En dan sê ek vraag jy my op. Met jou ma se twak sê hy jou ma sê jy steur jou ma se twak. En sy altyd my beloof sy gaan my slaan. En ek wou nie hê sy my slaan nie. En dan vat sy die twak gaan ek en sy gaan water al en sy altyd so maar jy het nou uiteindelik by haar trek begin vat en so. Wat gebeur toe jy 'n trek vat? Toe sy vir my gesê ek moet nou probeer. En toe ek ook probeer rook en dieselfde dinge met my ook gebeur. Toe ek trek, toe sy net so maar toe sê sy ook ek moet so diep trek waar ek kan ingaan. Toe trek ook hy diep trek en toe gaan dit ook en toe verstik ek. Ek hy diep trek. Het jy nar geword? Nee, ek het nie nar geword. Ek het snaaks geraak, so snaaks gevoel. Snaaks. Ek kom het so Okay, nou as jy net so rowweg moet skat, hoeveel jare het jy gerook? Is dit kort tyd, 2 jaar of 10 jaar of wat? Ja, 10 jaar. Lang tyd. Ja, span.
Okay, nou vertel gou vir ons wanneer jy nie twak kon kry nie. Wat het jy gemaak om twak in die hande te kry? Oh, as ek die rook goed kon kry, ja, was ek baie kwaad geweest. Ek was baie ongeduldig geweest. Ek het al die mense so dopgehou as die mense, of ek altyd in die huis. Ek het geweet waar my ma se wegsteekplekke en goed, as ek alles geweet Dan in steek die jy, huis. steel Dan jy steel hulle ek hulle twak. goed, ek steel hulle twakke, en dan gaan ek uit en dan gaan maak ek goed die zonnetje, want ek het gesien hoe maak hulle dit. Dan maak ek die zonnetje en dan steek ek hom op en dan trek ek my trekke, wat dat is, wat die bosie ook. En as ek lekker dronk uitkom. Okay, wat het jy uit jou eie uit gedoen om te probeer ophou rook? Wat se plan het jy gevat of raad of so? Nee, ek het die planne gevat. Jesus het altyd eers as die kinders het Jesus gebruik om vir my te vertel wat ek doen wat die reg is hier, sonne. Okay, en hoe dit gebeur die dag dat jy vrygekom het? Die dag dat ek vrygekom het, ek het voor ek rook die rook vrygekom, het ek vrygekom van drank. En toe ek nog vrygekom van drank, het ek, hy begeert ek in my hart van, ek wil ook vrykom van die rook af. En hy begeert het so groter en alle groter in my hart gekom. En ons het dan Edo gebly en een sonne was haar diens in Edo gewees. By Kamole? Ja, in die huis. En die begeert het hy dag so sterk binne my gewees en met aanbidding het ek gebid en ek het vir Jesus gevra. Ek vra vir hom, Here, soos jy my vrygemaak het van die drank, so kan jy my vrymaak van die rook. En ek begin te praat met die Jesus. En dit was nie lang toe ek gepraat met die Here nie. En toe maak Jesus my vry. Hy sê 'n oomblik binne die diens maak Jesus my vry van rook. Hoe dit gevoel op hy oomblik? Hoe het jy geweet hy het jou vrygemaak? Toe ek geweet hy my vrygemaak, ek het die krag het oor my gekom en ek het begin te kots. En so dat daai gebeurtenis wat daar gebeur het gebeur met die vrymaking by die drank ook. En toen ik nog klaar kots en klaar vrygekomen daar, toen weet ik onmiddellijk die Heer het mij vrygemaakt van die rook, wanneer die cellen gebruikt zoals ze mij vrygemaakt van die drank. Okay, toe is jy vry. Toen is ik vrij. Maar was op die oomblik was ik helemaal vrij. So vrij. Was dat dan het gekomen met lastig. Hoe jy reg gekry om jy liste te weerstaan? Oh, dat was bitter, maar ik het gefeit. Het was bitter. Jesus het van sy kinders gebruik om my te help, om vir my skrifte te gee, om ontslae te raak vanuit die duiwel af. Hy dacht toe ek vrygekom het van die rook af. Die volgende dag, en die duiwel my nie gelos nie, want elke keer as ek toilet gaan, die duiwel herinner my altyd in die toilet. Maar as ek in die toilet is, dan herinner hy my nie maar. Hy sit daar aan kyk en as jy kom en klop jy aan die deur en jy ook inkom. Dan herinner hy jou. Hy was voor mij altijd in die toilet. En ik kon niet toilet toe gaan. Ik had altijd de toilet toe gaan en ik had altijd ook rook dingetje gehad als ik toilet ga. Dan nam ik op mijn gemakkelijkste, want ik rook nu lekker aan die toilet. Maar toen Jesus mij vrijgemaakt van die rook af, kon ik in zo'n rij. Rook dan toilet toe gaan. Die duivel had mij altijd zo aangevallen. Ja, de mensen was het zwaar. En ik gezegd, Jesus, jij bent dan vrijgemaakt van die rook. Nou kom ik dan zat toe om mij zo aan te vallen. En dat is zwaar aan het butteren. Ik heb nog veel butteren gekregen in die toilet. Maar toen is het van zijn kennis gebruikt. En ik heb eigenlijk gehad om... Ik heb raad gevraagd van Jezus, ik heb raad gevraagd bij mensen waar Jezus vrijgemaakt heeft van de rook. Ik heb raad gevraagd. En ik heb bij die een van de raad gevraagd en ze heeft altijd voor mij die schriften gegeven. Dan gebruik jy die skrif. Ja, en ek die skrifte gevat dan dit. Okay, maar sê net vir my, hoe voel jou liggaam? Hoe lank het jy nou opgehou rook? By jy nie 'n trek gevat het? Hoe lank sit min of meer? 7 jaar. Ja, dis 'n lang tyd, né? Hoe voel jou gesondheid nou, jou liggaam? My liggaam voel teenoor voorheen. My liggaam voel gesond, geen siektes in my liggaam nie. Eers het weer dogter gewees van Jesus my vrygemaak het van hy sonde af, was ek nog nooit weer dogter gewees nie. Okay, en jou geldsake. Daai geld wat jy altyd aan die twak spandeer. Ek het altyd geld, elke dag het ek geld, sente op my daar, chipsies en ietsie te koop. Daai sente wat ek gebruik het vir die twak in my sak nou vandag. Ek koop vir my lekker en ek wil vir Jesus net sê. Koslava. Halleluja. Alle rokers. Toe jy daai gees
in jou invat, het jou liggaam hom verwerp. Deur hoes, deur kots, deur narigheid. Maar kyk nou, Rhodia, toe sy vrykom, toe kot sy weer. As 'n teken van hy selfe gees wat ingegaan het nou uitgekom, daai duiwelsgees. Lyk jy? Ek is Annelies van Maschin. Annelies, het jy ook Satan gedien? Ja. Okay, luister nou mooi vir my. Ek sê daar's niks fout met rook. Wat ja, sê is jy? iets fout. Van. Wat's fout? As jy tot inkeer gekom het en dan kun jy nie meer sonde doen nie, want God hou nie af van nie. So jy moet tot bekering kom. Ja, om vry te kom. Nou hoe Wanneer weet jy, van hoe my weet af, jy rook is sonde? Die woord van God sê, dit is Wat die sê? tempel van die Heilige Gees. So hy gaan niks sonde gepaard nie. Maar rook is dan nie, doen niks man. Rook is sommer maar net, almal rook. Ja, sonde is 'n nadeel vir jou liggaam. Okay, waar het jy begin rook? Hoe oud? Seker so 14, 15. Hoekom het jy begin rook? Vriende, my vriendekring. Sorry. Nou wou jy aansien hê by jou vriende. Ja, ek het gesien wat hulle doen en dit lekker gelyk vir my. En toe begin ek ook te rook. Dan het ek gegaan en ek by die twakpakkies was ons so gaatjie. Nou ek kon nie die hele pakkie twak om aan my pa sien ek het gesteel. Daar was so gaatjie af wat ek die metjies stok. Dan reg ek vir my 'n zol en dan maak ek kom. En dan neem ek vir hulle ook, want hulle het ook nou nie, hulle het totaal nie nou my pa het en ek gaan steel en ek neem vir hulle ook en dan rook ons lekker saam. Ja. En dan die eerste keer toe ek begin rook het, as ek so inasem en dan raak ek so, dan lyk ek as dronk in my kop, en naar, so in die eerste. Maar dan so 1, 2, 3 maal, die 4 maal nee, toe is ek reg. Toe raak ek weer dronk. Okay, hoe oud is jy nou? Ek is 35, Met ander woorde, hoe oud was jy? 15 Corrie. Soos 15, 25, 20 jaar. Ja. Tot nou toe. Ja, Maar hoe lank is dit nou al wat jy vry is? ons sê maar 10 So jaar. dan jy omtrent 10 jaar gerook. Ja. Nee. Ja. Was jy verslaaf? Ja, Corrie. Hoekom kon jy hom nie los? Ek kon nie, en ek dink ek het dit by my pa geërf, Corrie, aan my pa het so gerook. En toe ek begin rook, toe sê die mense vir my, joh, die kind rook net haar pa. Nee, sien, En ek daar was is- verslaaf geweest, ek kon nie rook los nie. As jy nie twak kon kry het, wat het met jou gebeur? Jo, en ek raak die mekaar, Corrie. Huh? Ek kan nie slaap in die nag nie. Al lê jy wakker Ek leef wakker, ja, Corrie. tot jy rook. Maar ja, en ek het altyd vir my 'n plan gemaak, ek moet twak hê. Die mense by die werk het kwaad geloof vir my twak daar by die werk. En ek het elke dag gehad, ek moet hê. Nou in daai tyd het daar 'n stadium gekom wat jy graag van die ding ontslae wou raak. Ja, Corrie. Hoekom? Want het was vir my swaar, Corrie. My stembande het hier ook al aangetast. Ek kon nie meer lekker sing nie, want ek weet op skool het ek baie hard gesing. En as ek begin sing het, en dan begin het so te krabbie en dan kan ek nie sing, Corrie. So ek weet dat dit my stembande aangeraak. En toe begin jy begeer om vry te Ja, en toe begin ek het tot inkeer gekom en ek was gedoop geweest en na die in doop water. ja, Ja. in die dam, die Jambo. En na dit die sondag, die maandag toe ek by die werk kom, die sondag aan het Jesus saam my verskyn. Die sondag aan het ek op die sondag By die huis? ja, by die huis. En Jesus saam my verskyn, die stem van die Here het met my gepraat. Hy het gesê jy's wedergebore, maar jy sit nog vas aan sonde. So outomaties het ek geweet as hy die rook. En die maandag het ek in die werk gekom en ek vir die mense sê ek is klaar vandag met rook. Hulle het dit vir 'n grap gevat daar die pakstoor, maar ek het gesê ek is klaar met rook. Jo. Dan die meisie het agter my pa gaan sy toilet sê Satan, gaan jy gaan kry aan die toilet uit te zol. En sê ek in die naam van Jesus Christus, ek gaan nie so doen. So jy moes fight. Ja, dan pak ek. Hy gaan nie een voor my. En sê hy vir my, gaan. Jy gaat 'n skyf kry man. Gaan. Dan sê ek gaan nie in die naam van Jesus Christus gepak. Die mense dink ek maak 'n grap. Ek pak. Die eerste dag het so gegaan. Die aand ook by die huis kom, vat ek die twak, eentjies, koerantpapier, metjies. Ek kom voor die kachel, by die oondmos nou, die houtstoof, hy brand. Ek kom voor die houtstoof, ek sê in die naam van Jesus Christus. Duiwel sê, jy sal my uitlos van vandag af. Ek brand hierdie twak uit en ek gooi by my maal het gedink ek raak mal en ek gooi het in die vuur in. Mense van hy dag af, van hy aandag, as ek verlos, daar was hier aanslag van Satan, wat ek weer teruggekom met my lissie. Ek is vriend na vandag toe. Kom slap vir Jesus hande, halleluja. Felicity van Maschin, Het jy ook gerook? baie gevaarlik. Sy is daarom ten minste eerlik. Hoe het jy begin? Goed, ek was 9 jaar oud Huh? en my ouers het albei gerook. En ek het my altyd gesien as hulle so dronk was, hoe rook hulle en
Dan ek is maar nou net daar nie, so ek is omtrent nou die groot in die huis, die oudste van die kinders en ek moet nou maar kyk dat alles reg gaan in die huis en dan sien ek hoe rook my pa my maar en dan het ek aangeneem maar as hulle rook mag ek ook rook. Want ek doen omtrent dan nou die huise werk en al so dit laat my voel na 'n groot vrou so as hulle so rook dan kan ek ook rook en dan het ek as hulle tip aan die tip as hulle nou dronk was gaan begin slaap het dan steel ek van hulle twak voor die koei en dan maak ek vir my 'n zolletjie en dan gaan sit ek nou aan een kant op my eie lekker sit en rook olie. En dis hoe ek begin ek verslaaf raak aan rook. Okay, kom ons werk net gou uit. Hoe oud was jy min of meer skat jy daai tyd? Ek was 9 jaar oud. 9 en okay, toe Jesus jou vrymaak? Toe Jesus my vrymaak toe ek omtrent 35. Okay, so is wat van neer 10 20 25 26 jaar. Nou, ek was 9 jaar oud toe Jesus my vrymaak was ek omtrent 35 jaar. Ja, is baie jare. Nou kon jy myself los. Nee, ek kon nie glad nie. Ek was glad kwaad. As ek nie meer twak gehad het nie. Anders ek baie kwaad vir die mense se twak. Ek loop sommer kwaad vir iemand want hy wou my nie 'n skyf gee nie. En ek het nie geld om twak te koop nie want ek het al reeds alles wat ek gehad het op twak gekoop. En klaar gerook. Ek rook sommer in 'n week se tyd rook ek 100 gram twak. En 'n 50 gram. Ja. Rook ek vir 'n week. As Vrydag slaan dan het ek nie eens meer van hy baie twak oor nie, soos wat ek gerook het. Ek slaap deur die nag, ek skrik wakker dan rook ek tot in die timpe van die nag. Okay. Nou hoe het jou siening, jou geloof van rook, né? Waar het dit verander? Okay, daai stadium, kom ons gaan eers. Het jy geglo rook is lekker en rook is goed en doen goed vir jou lewe daar aan die begin? Ja, dit was as ek dan groot mens. Ja, en as ek kon rook was ek baie gelukkig. Dit het my ewen gelukkig gemaak. As ek rook, was ek die gelukkigste een. Nou hoe het jou siening, jou geloof omtrent rook, waar het dit begin verander dat rook verkeerd is? Hoe het dit gebeur? Ek het toe by Leia gebly en toe begin ek dienste loop. Ja. Saam met Leia my altyd uitgenooi, nee kom saam kerk toe. Jy kan nie so by die huis sit en ek saam met Leia hulle diens toe. En tot op een Sondag gaan ons om die saal by Louterwater en Annelien en Helen en Leia hulle almal is om die draai. En hulle staan nou in rook en ek staan op in die ry. Ek dink, joh, julle gaan nie nou voor diens ons. Hulle sê nog ons nou klaar rook. Ek sê vir julle soos daar binne kom gaan julle sien wat maak hy ou was daar binne moet ons. Ons sal nie weer rookie sê hulle. En ek dink jong, julle kan nie so lank praat nie. Ek wil ook hê voor ons daar binne by die ou was van wat julle van praat. En hulle rook so elkeen kom jy dink is so in die ry af. Maar toe hy nou by Annelien staan so voor my, toe hy by haar kom toe sê sy, nee jong, het ek julle nie vertel nie. Die wonderwerk, 'n groot wonderwerk het verlede week my gebeur. En ek sê, dink die wat, ek en jy rook al blou jare saam, hoe kan jy nou die ding praat? En sy sê, ek sê nee, jy dog, hoe kan dit? Sy sê my, Phyllis, ek rook nie meer nie. En Leia sê vir haar, nee, wag, ek en jy rook nog aan die pad so saam by die kerkskerm voor die diens begin. En sy sê, regtig mense, ek rook nie meer nie. En sy gaan nie so nou verby haar, hy kom by my eet en ek rook en Helen hulle rook, ons almal rook. En almal het ook klaar gerook, ons in die saal in by Louterwater by die diens. Jene en so die diens het nou begin en dit is uit. En toe die diens nou uit is, kom ons buite toe. En ek sê nee, dit kan nie moontlik wees nie. Ek sê Annelien, hoe kan jy sê jy rook nie meer nie? Ek sê kan jy rook aan van ding daar al die jare saam. En nou skielik rook jy vandag ons dan nog 'n paar maande voor dit het ek en jy en Leia dan nog saam gerook. So was dit vir jou snaaks laat aan? Dit was vir my baie snaaks want ek jy het haar geken. Ek het haar geken. Ja, hy het net gerook, sy net so gerook net ek. En Bonnie is al so klein. Hy is al so klein, dan breek ons 'n dun stokkie. Dan vang ons hom in die stokkie so below loop. Hy ons kan brandie. So ons het gerook. En nou maar daai dag toe net vir my is anders dat Annelien nou skielik nie meer rook. Dit kan nie wees nie. En die diens is nou uit toe. Konfront ek haar nog weer hoor. Annelien rook hier. Sy sê my meisie ek rook jy hoor dan ek sê o jene. Ek sê maar is goed. Maar ons is huis toe. En nou by die huis gekom, Leia maak 'n sol en dan maak ek ook nou 'n sol. Nou rook ons, nou sê ek nee Leia, ek kan nie glo Annelien rook nie meer nie. Annelien was te snoep vir rook. En dan sê Leia, jong, sy nie meer rook sy nie. En sê ek nee jong, ek glo dit. Maar hoe het jou vrymaking gekom? Dit het nou so gegaan kon jy omtrent 'n jaar.
het dit so gegaan dat ek nog altyd rook en dan trek ek miskien toe na my ander broer, dan breek nou by my broer om by die werk te wees waar ek nou werk gekry het. Ek werk in 'n huis by 'n vrou en dan sit ek so besig om te werk. En dan gaan ek buite toe met my kos op 'n middagtyd. Dan sit ek nou hier langs die tafel en die buitestoeltjies. Dan sit ek eers my kos neer, want toe was my voorgereg gewees. Ek kon niks doen sonder rookie mense. So verslaaf was ek daaraan. En as ek gaan sit, my kos so goed wag vir tweede. Ek moet eers 'n solletjie maak en rook. En ek maak eers die solletjie en toe ek nou die sorbe light. Ek hoor dan nou 'n stem. Nou waar kom die stem vandaan? Nou kyk ek rond. Die jong is dan nou niemand hier rondom my nie. Die boei werk ook die mense in die boorde nie. Wie kon dan nou hier praat? Maar praat jy, dink ek. En dan laat ek die zol. Maar toe ek nou, die zol so trek, dat hy brand nou, gooi ek jou vierhoutjie weg. Toe ek hom nou so weggooi, dat ek die zol weer na my mond toe bring. Hoor ek dieselfde stem wat sê, vandag red ek jou van rook. Ja, ek red jou van rook. Is net die Here wat so kan praat, kom het binne my. Niemand kan mense red van rook en sulke goed nie, want ek het dit in die kerk gehoor, as Koenie gepreek het, en Koenie het voorheen ook vertel hoe hy verlossing gekry van twak, maar dan moet dit net die Here wees wat nou my wil verlos van rook. Maar ag, jene kan ek net so trekkie, sê ek ook nog vir myself, ek wil net so trekkie trek, dan kan dit seker maar vandag verby gaan. Maar toe ek weer hy solletjie mense, toe kom die opgooi soos die zonpad, en ek hardloop daar by. Kom die gees uit. Op die jaar is 'n hokkie, so 'n geboude hokkie, en ek hardloop wat ek net agter die hok, want ek is bang die boervrou hoor hier binne, wat gaan nou hier buite aan, dan kom sy dalk uit, en sy gaan nie verstaan wat gebeur, en ek hardloop, en toe ek net agter die hokkie gekom, toe gooi ek hom op my pens neer, en ek lê hom gooi op my pens. Die hondjie blaf, want die weet nie wat gaan aan hier by moet my nie, want hy my nooit gesien so rondval en opgooi nie. Maar ek gooi nou op en ek gaan aan mense, en toe ek klaar opgegooi het, staan ek op, en ek weet nie, jene. Ek weet, die stem wat ek gehoor het, is die Here wat my vandag vrygemaak het van rook. En ek gaan terug, en ek maak spoel my mond nou uit by die tap, was my hande, en ek sit maar nou en ek eet. Die boervrou wat ek voor werk, rook haarself, en ek gaan nou in en ek maak die asbakkies leeg en gooi het weg. Ek sê ek sal nooit weer rook, die Here het my vrygemaak van rook. Maar mense, ek is huis toe een middag, die aand, my broer en sy vrou rook, die aand gaan slaap ons op pad nou bed toe ons gaan slaap. Ek en my 2 kinders slaap nou in die agterste kamer, my broer en sy vrou in die voorste kamer. En ek het nou nie twakkie, want ek het my twak nou sommer maar tot niet gemaak vandag al, want ek rook nie meer nie. Maar terwyl ons nou so in die bed en kom, hoor ek my broer sê vir sy vrou, maak haar laaste solletjie. En dan maak sy dit met die sol en ek vind die julle rook te lekker hiervoor. Julle kan nie so praat van 'n laaste solletjie nie. Ek raak aan nou net so lus. En dan skree ek uit van my broer, "Worry jy maar vir my ou skyfie stuur en julle klaar is." Jene maar ek het dan vandag opgegooi. Ek kan mos nie nou weer rookie. Maar jene, ek is te lus. Ek sê weer, Here, as jy my vrygemaak het dat ek net nou 'n laaste enetjie dan. Want ek is te lus. So jy probeer die Here omkoop. Ja, en terwyl hy sê ja, sê hy van voor. My seentjie is omtrent so 5 jaar oud. Ek sê vir hom, gaan haal die zol daar by ou boetie. Dan gaan hy uit. Hier kom die kind, toe hy kan voor die bed kom om die zol vir my aan te gee. Jo, begin ek nou in 'n ander taal te praat. Ek begin nou te praat, hoor jene, wat gebeur nou? Ek kan nie die zol vat, my hande is weg van die zol, en ek praat net in 'n ander taal. Praat ek. Jo, en toe ek nou myself begin raak, sê ek vir die kind, hy sê, my ma, jy moet nie so maak, kyk, jy lê die zol, dan ek sê, los hy zol af, wat hom nie, los hy zol, sê ek kom weg van die zol af. En die kind kom, en hy kom nou op die bed, en hy kom lê, maar nou achter my. En my broer vraag, wat is dit nou vir jy vraag dan die zol, hoekom wil jy nie? Ek sê, nee, Steen, kom aan met jou zol, ek sê, ek wil maar nie meer rookie, jong. Hy vraag, hoekom jy dan 'n skyf vraag? Ek sê, nee, moenie worry nie. Die volgende môre, uit my zol kom op, hy is uit, die volgende môre sê ek vir hom, vrou, weet jy, ja, 'n wonderlike ding by die werk met my gebeur, en gisteraan toe ek die skyf by julle wil vat, toe weet ek nie wat gebeur met my nie. En ek sê vir hulle, nee, ek gaan net nie meer rook, ek wil nie meer rook nie. En van die dag af rook ek nie meer nie. Jo, hoe lank is dit nou? Koenie is seker al 7-8 jaar. Is jy bly daaroor? Ek is baie bly, want ek het even met my gerookery het ek TB opgetel. Ek het TB, nie TB soos net aan gewoon werk dat mense hoes, net, en dan gaan hulle kliniek toe, en dan
toets hulle spoeg en dan sien hulle dis Stevie nie. Ek het een môre opgestaan en ek hoes. Toe is ek al gebakeer. En maar binne in my is dit amper asof 'n stem vir my sê jy gaan bloed spoeg. Jene maar nou dink ek nee, dit kan nie moontlik wees nie. Is seker maar die duiwel wat my nou weer bang maak. Maar die oggend die Sondagmôre voor diens gaan ek badkamer toe en ek hoes. En ek gaan en ek spieg. En toe ek so spoeg, hulle bloed wat ek uitspoeg nadat ek gehoes het. En ek vertel vir my een broer wat ek by en hy sê vir my jong, is TB hy en TB kom van rook en jy sal moet dan nou kliniek toe gaan. Jy en hy kinders gaan toets en ek is kliniek toe. En by die kliniek gekom en toe toets hulle ons spoeg ek en al 3 die kinders. En hy vrou sê vir my Joffel is geen twyfel nie dat jy TB het. Sy sê van kyk hierso. Is jou spoeg is hulle bloed. En toe sy die results kom die donderdag, sê sy vir my kom terug, die uitslae dan moet ek kom en dan gaan hulle my uitslae vir my gee. Maar voor ek is die maandag kliniek toe die dinsdag aan. Len slaap ek in die kinders. Ja, en is net iets moet my gebeur. Asof ek sien ek is bo hier in die lug so op rond. Maar as ek so afkyk na die aarde dan sien ek op hierdie bed en die lê ek voor op die bed en die 3 kinders agter my. En soos ons lê, hoor ek 'n stem soos 'n sonstraal wat so deur my broer se dak en deur 'n gat kom. En in hy stem van hy sonstraal sê stem van 'n gees van TB, vanaand bevry ek my kind van TB. En dan gaan hy ligstraal so terug in die lug in. Maar dan skrik ek wakker na dit. Ja, dan kry ek 'n Bybelvers van Moses. Wat die Israeliete uit Egipte uitlei. Kry ek daai Bybelvers. Maar ek dink is ergens in die boek van Exodus of Genesis. En ek staan op en ek lees dit, maar ek het dit nie heidag verstaan nie. Maar wonderbaarlik mense na tyd toe die Here, ek is weer Jacques kliniek toe vir die uitslaa na hy Dinsdag aan se gebeurtenis. Toe ek by die kliniek kom, toe sê die vrou en die suster vir my, hulle verstaan nie, hulle het gesien my bloed, die bloed wat ek in die bottel gespoeg het, dit is veronderstel om TB te wees. Maar hier kom hier results terug, ek en my kinders, ons is skoon, hoe kan dit moontlik wees? En ek is toe weg van die kliniek af en ek kon net die Here loof en dank en weet ja, die Here het die nagevolge van my geroker het en my van kom gesond maak. En dis maar net wat daar gebeur het by die kliniek. Ja. So ek is toe vry en ek is gesond, die Here my gesond. Ek is baie dankbaar vir die Here vandag. Want vragies my kinders, die seentjie was 5 in die kleintjie Alia was omtrent 7 of 8. Het kan skemer op wees buitekant. As ek het twak in die huis gehad het, ek slat hulle tot hulle gaan twak soek tussen die mense. Hulle moet gaan twak soek, want ek gaan nie slaap voor ek gerook het nie. En vandag van dat ek nou vry is, kan ek sê, ek het my kinders reeds aan gedoen, om hulle in die nag te stuur gaan twak en goed vir my soek. Want ek is meer rustiger en die geld wat ek moes vir twak gebruik, kan ek vandag vir enige iets anders gebruik wat lekker is vir ons. En ek is gesond vandag, ek het nie meer TB nie, want my geroker het TB gegee. Wat my kon doodmaak, want dit was so ver dat dit bloed was. Ja. Kom slap vir Jesus hande vir hy. Hoeveel jaar is jy nou vry? Ja, hoeveel jaar jy het begin toe jy hoe oud was? 9 jaar. En hoe oud was jy toe Jesus jou vrygemaak het? 35. 35, dis wat 26 jaar. En jy's nou hoe lank vry? Kon jy omtrent sê maar nou so 7, 8 jaar. Wat jy vry is, jy nooit weer 'n trek gevat. Nooit weer nie. Ek kry nie eens lus vir rook nie. Jo. Dit maak my liewer kwaad as iemand naby my gerook het. Halleluja. Ja, weg. Wat slap jy so dan? Ons praat van dinge wat geld ook nie koop nie. Al het jy al jou goud, al jou geld, kan jy nie hierdie dinge kry. Ek is Sarah van Rooyen van Misschien. Okay, Sarah. Het jy ook gerook in jou lewe? Ja, goed, ek het gerook. Hoe oud was jy toe jy begin? Ik was nog klein geweest toen ik begon te roken. Mijn pa had alleen geroken in huis. En toen ons chommies gehad, ons is allemaal gelukkig geweest. En dan zelf ons die blik wortel, die blik wortelbosjes. Dan maak ons met dit zolen. En zo het ons begin te roken met die goed maar ons hoes. En naderhand toen zei die ander klimmetje, nee man, ik ga nu papa zo twak gaan stelen. Maar oké, Sarah, in daai stadium van jou lewe, so jy en die ander kindertjies, né? Wat was jou geloof om te rook? Waar jy groot geword het? Wat was die geloof daar in jou gesin, tussen die maats in die huis? Wat het hulle geglo van rook? Ons moet dit net doen. Want ons het ons nou nie geleer. Ons was nie voorgeleer om te sê rook is sonde, ons mag nie rook. So jy het nooit die waarheid op daai stadium geken? Nee, ek het nie die waarheid geken nie.
Okay, toe jy nou so saam met chommies begin rook. Wanneer het jy verslaaf geraak? Dat jy besef het jy kan hom nie meer los nie. Toe ek nou 'n bietjie groter word. Toe maak ek nou ons eie zolle. Ek kan rytjie, maar kom ons bos toe en gaan rook ons aan, gaan maar kom toilet toe. Maar as papa bos toe kom, hy het toe ons buite toilet toe dan sit ons op 3 bosse. Nou as papa moet kom, dan nog gerook en gaan die rook ry nou agterbly. En gaan papa nou ry, nee maar ons het gerook Hoe maak julle om vry te kom van die reuk? Toe as ek kansie, dan sê ons sommer hier nou 'n antie of 'n oom in die bos ons job. En die Saterdagoggend, toe van my pa nee, nou gaan ons vang. En op 'n Saterdagoggend, toe staan hy op en ons is juist in die bos. En hier kom hy. Ek sê, Rachel, nou? Papa gaan ons kry. En sy sê, nee, sê ek sê, oké, jy sê nee. Nou, ek was eintlik regtig 'n roker soos 'n roker soos Rachel. Sy het my altyd gedruk in die ding, maar ek is ouer as sy. Maar dan rook ek maar saam met haar. Ja, dan rook ek met haar. Hy vuil sissies man. Die Rachel, ja. Sulke lelike dinge doen. Ja. En toe rook ek, toe kry papa en toe nou so dis papa, ons kan nou nie stry nie. Papa vat ons al twee en hy neem ons terug. En hy vat hy groot pak toe en hy druk in elke on ons monde 'n klomp toe al ons nou kou. Julle het gehoesen opgegooi. Ek sê, deur jou Rachel. Ons hoes en ons gaan maar ons het nie gehoor. Dit het nie gehelp. Ons het aangegaan. Toe jy nou 'n jong meisie was en begin 'n boyfriend toe rook jy. Toe rook ek. En toe ek en Johanna by mekaar kom, toe rook ek kom drink. Toe bly ons mos hier by die pora. Nou ja, die rook was so gewees vir my. So jou van is eintlik jy's eintlik Sarah Pora. My rook was so saam met die drank. Dit is 'n paar minute drank. As jy drink. As ek drank het, dan gaan ek rook. So was ek gewees. Nou as ek nou drink, dan moet ek rook. Ja. En ek moet ook aan hy so sukkel om te maak, maar ek moet hy trekkie kry. Nou so het ek maar nou aangegaan en toe die Here op my pad. Maar okay, op daai stadium van jou lewe het jy besef jy is verslaaf, jy kan hom nie los. Ja, toe rook ons al aan ons ken nie die Here nie. Ons is my Martin, ons kerk toe gegaan nie, ons waren nie vir die kerkie. NG Kerk ja, het ons gegaan. Maar okay, nou terwyl jy nou so praat. Het hulle nooit vir jou by die NG Kerk die Bybel oopgemaak en gelees? Nee, ons het nie gehoor van dit, want as dit gehoor het dan te opgehou. Nou wat het jy gehoor daar by die NG Kerk? Hulle het net gepreek, so gepraat. So. Van jy moet jou geld gee? Ja, my maat is al nog klein. Ja, okay, sê dan nou, hoe het jou verlossing gekom? My verlossing het gekom. Okay, maar voor ons kom by jou verlossing. Hoe het jou geloof, jou siening van rook verander? Waar jy geglo het is lekker, is reg en ek rook as ek drink. Waar het jou denke begin verander oor rook? Dat dit verkeerd is en so. Hoe dit gebeur? My denke het gekom dat ek nou regtig. Dit was so, ek weet nie hoe dit gekom het, maar ek was die aand was ons in die tavern en toe ek huis toe gaan, toe ek dronk. En toe gaan typ ek. En met in my typ, toe praat daar stem in my. Wat hoor jy 'n stem? Ja, in my typ. Maar okay, op daai stadium het jy toe dienste geloop. Nog nooit, nog niks by Koedi se. Wat sê die stem vir jou? Toe sê die stem vir my, as ek hier opbou, moet my son en ek gaan ek dood. En wil ek doodgaan. Maar ek meen toe ek raak mal, dit was so 12 uur maar. Jy het nie geweet wie Ek weet jy, ek maak Johan wakker. Maar hy skrik wakker, ek spring op en gaan na my suster toe klop. Sy skrik wakker en so dit maar gegaan, hy stem hinder my. Dan sê ek ook vir myself, Here, wie praat met my? Dan sit ek heel reg op die bed. Die stem sê aan vir my sê, as jy nie opbou nie, gaan jy dood. As jy nie opbou sonde doen. Koedi, daai aand was jy aan te en ek sê toe, en die stem sê vir my, ek moet onze Vader bid. Onze Vader bid, en ek sê vir die stem, ek kan nie onze Vader bid, want ek bid nie. Jy sê iemand wat bid. Ja, bid nie. Maar dan glo ons die kerk, hoe kom ek bid? En ek kan ook nie bid. En ek bid nie. Hy hou daar sê onze Vader. En ek probeer. En ek sê onze Vader. Ek sê nee, maar God, ek kan gaan bid. En sit ek. Dan die stem hou aan. Bid. Sarah, bid. Ek sê ek kan nie. Jy los my nou.
Johan, ja, goeie dop sê ek. Johan, Goeie dop. my diep, hy hoor my nie. Hulle dat was vir my verskriklik. Die stem hou aan, kon jy los my nie. Die hele nag. Die hele nag. En ek sê toe, nou gaan ek probeer bid. En ek sit, en ek bid. En ek sê, onze Vader, wat in die hemel is, laat die naam heilig word, laat die koning uitkom. Laat die wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Dankie Here sê. Maar okay, sê nou eers vir my, waar het jy daai gebed geleer? Hoe het jy hom geken op daai? My ma daam gebid vir ons in die aande. Okay, so. Ons kinders gewees, dan bid sy. As sy Sien jy die krag van wat die ouers doen op die ma, die kinders leer, né? ja, sy dan nog onze Vader gebid. Ja. Voor ons gaan leer. Nou ja, toe klaar onze Vader gebid het, sê die stem van my, jy moet jou sonde los. En sê ek, as 4 liter drank. Ek sê, hoor ek eens, ek loe as hy opdrink, dan is ek klaar. En ek staan op, en ek vat my eerste liter en ek gooi hom. Toe handtiep, ek kan niks om te doen, ek begin te drink. Die dag breek, toe gaan hulle kajom nie. Sê, kom jong, ek vertel hom, die wat gebeur met my. Ek sê, maar die 4 liters gaat ons nou saam opdrink, dan gaan ek nou nie meer drink, ja, en sy kraam in julle. Sê ek vir hom, hy sê, gebeur jy lieg. Ons drink. Dis dou. Ek kraak nie so dronk, 4 liter mos baie goed. Nou wyn. Wyn? Ja. Jy word nie dronken. Ek raak niks dronk, ek die niks soos en niks. Ek gaan haal hout, ek kom maak vir my 4. Ek gaan in haar 4 en gaan kom haal vir my hout, ek maak vir my jelly, ek maak vir ons 'n potsop. Johannes pap dronk, die snot loop die ander mense. Hulle pap dronk en niks met hulle te doen. Ek roep vir haar min, sy is oorlede vandag. Ek sê, kom drink jy my doppe. Want ek wil nie meer heen. Ek het net al 4 gedrink. Ek het mos vir die stem gesê. Braak klaar gedrink het. Nou toe jy met die drank opgehou daai staan. Ja, toe los ek mos nou. Maar wanneer kom die rook toe? Wanneer was dit? Die rook, net die drank is gepaard weg van my. Ja. Op een slag. Regtig goed. Maar toe kom die lus so bietjie. So in die week en Johan rook. As ons lê, dan lê hom so lang. Dan kom my hand. So. Dan wil jy hom vat. Ja, dan sê ek, hoi. En los ek kom. Maar binne in my hart brand. Ek hou haar stem. Wat gepraat het, maar ek was altyd net bang tot nou nog. En dan kreeg ek 'n ryk, aan sien niemand in die huisie. Aan sy alleen. Jy moet nou hoor wat sê sy hoor. Aan daar rook ryk. Ja. 'n eentjie. Jy sien toe ek 'n eentjie ryk. Elke keer as jy eentjie ryk, dan loop ek net. Nee, maar jy moet nou niemand ek dan alleen nie. So dat gebly so, sê maar vir 'n maand het hy my so getamteer. Ja. En toe gaan ek nou kerk toe. Na Jakobus se kerk toe. En maar vanaf toe vat jy ons voor na jou toe. Ja. En Maar toe is jy vry van die rook op daai staan. toe is ek nog nie reg en toe sê jy mos, maar jy het nie geloop nie. Nou, die lus het gekom, maar ek het nie gevat nie. Toe sê jy mos ons, ek sal dit nooit vergeet nie. Toe praat jy oor die rook. Toe sê jy ons moet sê, as jy aan lus te kom, dan sê jy, as jy nie kan 'n Bybelvers kan opsê en jou gedagte hou nie, dan sê jy, Satan, in die naam van Jesus, jy los my voetsek. Ek sal nie weer rook nie, of ek sal nie weer drink nie. En toe doen ek het, en toe by die huis kom, toe sê ek van, voetsek Satan, ek gaan meer rook nie. Jy los my vandag. Jy gaan nie lustig kom op my sit nie. Jy bly my laat ryk na eentjies en nie is nie. En Johan se so lê, en dan lus ek hom van, dan sê ek weer, En so het ek so gegaan en laat ek, hoe oud is ek nou, 53. Ja, soos En baie van jare. daai dae wat ek van jou af, van begin by jou, dan moet jy nou dink, wanneer jy by ons gekom. So jy het al baie geld gespaar. Ja. En tot vandag. Tot vandag. Ek is nou baie kwaad vir een wat rook. En ek skel hom, van jou ander rook nou weer, nog is baie hartseer. Okay, maar as jy nou iemand wil help wat nou rook, Ek sal vir hom sê, hoe sou vir hom oorreed om sy geloof oor rook te verander? ek sal vir hom sê, het is beter om die Here te benader. Moenie, want het is nie goed. Sonder die Here kan ons nie die rook los nie. Maar as jy die Here aan jou kant kry, dan sal hy jou help om dit te los. Maar as jy nou net jouself iets wil 'n ding wil doen, dan gaan dit vir jou moeilik is. Maar vra die Here om jou te help, om daai wat jy mee sukkel, om jou vry te kan kry. Maar sy kostlap vir Jesus aan. Halleluja.
Okay mense, daar's een ding wat hulle almal sê. Steek gou hande op. Wie het eers tot bekering gekom en daarna het Jesus jou gehelp ophou rook? Kyk gou mooi na die hande. Okay, laat sak nou. Luister nou mooi. Wie het eers opgehou rook? En toe jy agterna tot bekering. Okay, maar julle sien, die meeste mense sê ek het eers tot bekering gekom toe Jesus my gehelp ophou rook. So, jy sien mense wat rook. Dit help jy slaan hom met 'n sambokorsel rook. Jy moet hom kry om sy hart oop te maak vir Jesus en Jesus aan te neem. Jy sien, eers as hy Jesus het, dan kan Jesus hom vrymaak. Ons doen dit baie keer verkeerd om ons wil hê die persoon moet sy sonde los. Hy kan nie sy sonde los nie. Niemand kan sy sonde los nie. Dis Jesus wat jou kan help om dit te doen. Jy moet eers tot bekering kom en dan die boodskappe en die Heilige Gees sal jou help om te ken. Ek is Annelien. Ek is van Misgend. Nie van Misgend. Ja. Okay, Annelien. Het jy gerook? Kwai. Ek het kwai gerook. Maar hoekom? Almal sê jy het hulle geleer rook. Ek kom kry hulle rook. Maar hulle sê almal jy is die ouma van die rook. Nee, ek het hulle kom kry rook. Okay, hoe oud was jy toe jy begin rook? Ek was 15 toe ek begin rook. Aan die ander woorde sou jy in die hoërskool. Net so toe jy hoërskool toe gaan. Ja. My pa het gerook in die huis. En vir my was dit okay, almal rook, so dis die lewe. Om dan nou soos ek nou altyd al gesê het, ek het baie genoem, en sê ek man, die Here het alles gemaak. So rook, die Here het dit gemaak. Dit was jou geloof. Ja, die Here het rook gemaak so, as mos nie fout nie. Dis wat die rokers Ja, my rook. En so het ek begin na my pa se sigarette steel in die huis. En dis wat ek begin rook. Gaan ek na my vriende toe en ek het 'n vriend gehad met die begin van my rook. Sy het begin rook en toe nooi sy sê vir my saam naar gaan. En ek loop saam maar by hulle huis, was daar niemand nie. Toe ons in die huis kom, toe leer sy nou my rook. En sy sê vir my, ek moet inasem, 'n skyf trek, ek moet kom inasem. Okay, het ek nou wat gebeur? Toe verstik ek. Ek het gehoes, maar ek het ook nie opgehou nie. Ek het weer probeer. So jy het hom ingevors. Ja, as ek elke keer as by mekaar kom, het ons net weer probeer. En toe daar wat die liggaam nou kom gewoon raak en toe raak het nou wel lekker ding van die koppie draai ook mos nou. Ons gaan mos nou nie uit die huis uit rookie, niemand weet jy rookie, want ons steek mos nou weg, die ouers weet nie. Nou gaan ons skool toe, nou was 'n lang tyd namiddag, almal is mos nou weg by die huis. Nou hy het dan ons die skool het kom, nou die koppie gaan mos nou lekker swaai en nou gaan ons nou gaan sit en ons gaan nou lekker 'n skyfie trek en dat voel nou lekker, want die koppie draai nou. Maar so die ding aangehou en tot waar ek nou begin groot raak, werk mos nou vir my. Maar toe is jy verslaaf. Ja, ek is nou verslaaf nou aan die. Toe kan jy my los. Ek kan hom nie los nie. Hoe hard probeer ook, maar dit maak net niks nie. Wat gebeur met jou as jy nou besluit ek gaan ophou rook? Wat gebeur? Nee, besluit nou. Ek sê nee, maar die twak is man. As nou net die bietjie. Maar vanaand as ek nou gaan eet, dan moet ek weer in die poort en hardloop. Dan moet ek 'n skyf gaan trek in die poort. Met die bietjie twak. Maar ek gaan nou vandag hard probeer om nou nie te rook nie. Maar joh, ek probeer dit gaan miskien so 2 ure en sien ek nee, gaat nou 'n chommie. Dan gaan sleep ek stadig ook agterna. En dan gaan ek ook nou gaan 'n skyf gaan soek. Ek kan nie meer hou nie. Ek het alles probeer maar lekker sou kan probeer om die rook te los maar niks gemaak nie. En toe kom ek nog tot 'n keer. Hoe? So, hoe dit gebeur? Ja. Hoe dit gebeur dat jou denke verander het? Laat jy agtergekom het dis sonde. ja, Koediet Crusade gaan op Jamboveld. Ja. En ek is die dag in die werk, ja, die kind het met 'n bly gekom. Van Koediet se gesig op pas dat Koediet op Jamboveld gaan wees. En ek het toe nou die bly gesien en ek het die bly neergesit in die huis. Die volgende dag gaan ek werk toe. Maar nou kom die bly weer voor my en 'n stem sê vir my terwyl ek op die kruit was daar. Jy moet sorg dat jy vanaand daar uitkom. Hoe stem met jou Die gesê? stem sê vir my jy moet sorg dat jy vanaand daar kom. Ek vind ooit maar wat se stem is nou die maar die begeerte in my hart begin nog groter raak. En nou kan ek nie meer wag vir vanaand nie want ek moet na uitkom. En ek het toen op die veld gekom. En ek hoor hoe die preek Johannes 3 vers 16. Dat God ons lief het.
die mense om lief gehad het. Dat is die enigste seun gegee het met die Christus ster. En daar het ek begin voel, joh. Hoor nou net, kon die breed so uit, kon die sê dat ons hoefie slawe te wees van so ander nie. Ons hoefie vastgevang te sit in die mag van Satan nie, want Jesus Christus het die prys klaar vir ons betaal. En ek vra vir myself toe, waar ek nou staan, nee wat, ek begeer nie meer die soort lewe wat ek nou leef, ek begeer die lewe wat kon die nou van preek, dat Jesus het in alles op hom gevat, so, dan kan ek mos vrykom. Okay, maar had ek nou tot inkeer gekom, maar had ek begin nou gereeld na die dienste toe gaan, en toe was ek die louter water. Maar jy het nie dadelik opgehou. Ek het nie dadelik opgehou nie. En ek het nog al aangerook. Ek het nou kerk geloop, loop nou kerk, ek is nou bekeer. Ek is nou al gedoop en asma, ek rook toe nog. En nou kry maar nou die mense wat die rondom my mense, so altyd wil sê, ja, jy loop kerk, maar jy rook nog, en sê ek wil ek kykie, julle gaan my eens kan red, die God gaan my kom red van hierdie rook, julle gaan van my niks kan doen. Ek het altijd 'n woord geëet om terug te sê, maar ek rook. En toe ook die diens in Louterwatersaal. Nou, in die week kry ek 'n begeerte in my hart. Maar die begeerte is so groot, soos 'n klip, 'n swaar klip binne my. Ek voel so, ek begin so skuldig te voel. As ek die Bybel lees, dan begin ek skuldig te voel, want hy begeerte kom in my hart, ek wil nie meer rookie, want ek is dan nou 'n kind van God, en hierdie rook begin my nou te pla, en ek begin 'n begeerte te kry in my hart, dat ek wil nie meer rookie. En so wat ek begin, elke keer as die so kom ek begin 'n fight toe. Ek trotse woord het dat my liggaam is 'n tempel van God, en ek het so begin ook sê dat ek 'n kind van God is, en in my liggaam woon geen duiwelsgeeste nie. En so het ek begin. En Hoe sê jy dit? ek noem dit op. En Jou geloof. ja, en soos ek my geloof op begin te sê, dat die begeerte al hoe groter geraak binne my hart. En die Saterdag kom Koedie kom al ons gaan Civic doen Louterwatersaal. Maar ek het nou die begeertes baie groot in my hart. Ek kon onthou die aand het Koedie diens gehou, en Koedie het Hanna se gelofte gesê. En terwyl Koedie Hanna se gelofte sou opsê, en waar Koedie kom by die begeerte wat Hanna gehad het. Haar begeerte wat sy wou gehad het. En dit Koedie dit sê, sy die begeerte gehad dat sy wil hê, God vir haar 'n kind gee. Maar ek sien my begeerte, Here, dat ek die begeerte om my rook te los. En toe Koedie omgekom, en Koedie ons almal so begin druk, en toe Koedie by my kom, Koedie my so gedruk, en toe ek haar val. Jo. Ek het so hartseer begin hê van die begeerte in my hart is so groot. Ek het daar helemaal, jo, toe ek daar opstaan. Toe sy begeerte weg en hy rooklus is weg tot nou. Jo. En dis die aand toe hulle my roep, toe sê ek nee wat. Die next week het hulle my roep, toe sê ek van jo, julle dan nie wat dit gebeur nie. Okay Julle maar kan jy nou was- insien jou getuienis? Ja. Wat het dit aan die ander rokers gedoen, hè? Het hulle moed gegee. Ja, Koedie, want soos hulle het altyd gesê, Johanneline, ons weet hoe jy gerook. Want ek gaan my bietjie dwakkies wegsteek en rook ek by hulle. Want ek wil myne nog hou, want ek wil weer vir my is hom maak. So wat ek gaan. Okay, nou hoe voel jou longe en jou gesondheid nou? Hoe lank is dit nou wat jy nie rook nie? Omtrent min of meer. Wat jy nog nooit weer getrek gevat het. Is omtrent nou so 10 jaar. 10 jaar. Jo, is al lank, né? En En hoe voel jou gesondheid? baie, ek is na dit, Koedie, kyk af, dit is 'n proses nie. Ek het rook gelos het. Ja. Dan begin, as dit so is, iets wat jou longe begin skoon maak, hy hoes begin. Ja. Begin so met tyd. Ja, en ek was ook die een wat lief was vir vandag loop, nee nie. Maar nee, jo, toe begin ek te voel, jo, maar my liggaam is lekker, ek voel fris. Ek het nie meer hy gehoesie. Ek voel lekker as ek wil loop, ek loop as ek wil hardloop. En ek het sê, jo, wie voel ek voel soos 'n 16-jarige meisie. Ek voel fris, ek voel lekker man, dis so. Kan jy beskryf maar ek is ek was 27, 28 tyd. Ek was nou 40 en jo, ek voel nou nog so 16. Okay, hoeveel geld het jy gespaar as jy net met skat van jy opgerook het tot nou toe? As jy nou vat elke dag hy bietjie twak in 'n maand, in 'n jaar, 2 jaar, 5 jaar. Jo, Koedie, as ek nou kan kyk, ek het geglo my gros twak en 'n medium pakkie moet ek by het. As ek nou haar moet kyk, het ek baie R100 reg. So ek soms ek maar so Wat jy verloor het, wat jy nou het Ja, in jou sak. Kom slap vir Jesus en aan ek dan. het elke dag nou geld. Halleluja. Wie is jy? Ek is Mami, hulle noem my. My regte naam is Maria, maar hulle noem my Mami. Van Misgin. Hier van die Misgin. Okay, mami, het jy ook die
sonde gedoen van rook? Ja, ek het verskriklik gerook, so Cody. Ek het amper my lewe verloor as gevolg van rook. Maar kom by die begin, hoe oud was jy toe jy begin rook? Ek het 1994 het ek regtig begin rook. Maar in die huis het ons altyd so die Hoe oud was jy omtrent toe in jou lewe? Kind of jong mens? Matrikulant, so 16. So. Waarom? Okay, maar toe jy nou begin rook in daai jare, wat was jou geloof van rook? Ek het net gevoel dat dit reg want ons het 'n onkundig groot geraak. Ons het gewoonlik net my pa se pyp opgelaai en so aan. So ons het gevoel dat jy regte ding om te doen. Okay. Groot mense rook, so ons kan ook rook. So jy het nie geglo is verkeerd nie? Nee, ek het nie geglo. Of 'n sonde in elk geval. Sonde. Het jy kerk geloop daai tyd? Ja, ons het kerk geloop. Maar het jy nooit die boodskap uit die Bybel gehoor dat dit sonde? Ja, nog eens sonde. Okay. So, hoeveel jaar het jy toe omtrent gerook? Van 94 tot 2016. Dit was so 10, 12 jaar. 10, 12 jaar. Okay, het jy baie gerook? Ek het baie gerook, hoor. Wat het jy gerook? Ek het twak gerook. En op 'n tyd het ek ook dagga gerook, maar dat het nie vir lank gegaan nie want dat het nie gepas nie. Toe ek dat gerook het ek gevoel ek sien dinge en ek is deur mekaar so dat dit net vir 'n week en toe los ek die dagga rook. Okay. Nou waar het jou geloof omtrent rook? Kyk, daar's net een van twee gelowe. Die leuen sê rook is nie sonde nie. Die waarheid is rook is sonde. Waar het jou geloof begin verander oor rook? Want hoe? Ek was by die huis gewees, Cody, en ek het ook soos gewoonlik as jy mos maar verslaaf is aan rook en jy kan nie die aand sonder rook nie. Het ek uitgegaan op 'n dreerstukkie en ek wou rook, ek wou hy aan gaan rook. En dis toe ek die ongeluk oorgekom het wat die persoon my gesteek het in my nek. Terwyl jy nou daar staan en rook? Nee, ek gaan soek rook goed. Okay. En toe kom ek nou op die persoon af. Ja. En nou hoekom steek hy vir jou? Ek weet nie Cody wat was sy plan gewees nie. En maar het jy by hom gaan kwak? Nee, ek was op pad om by my vriendin te gaan kwak. So, toe kom ek nou op hom af. Ja. En toe ek op hom afkom en hy nou my steek en sê ek net vir die Here asseblief, spaar my lewe. My kinders is in die huis en hulle weet nie wat nou gaan gebeur hier en okay, die Here toe ingetree en het mense gekom en so, ek is hospitaal toe ek is terug. En toe ek nou terugkom toe besluit ek, ek was amper dood. Cody, my kinders slaap in die huis en ek is op pad om sonde te gaan soek. En toe kry ek amper die dood. En die Here is nog genadig, hy gee my nog 'n kans. Ek kom toe daai aan huis toe en ek lê, my kinders weet nie eens ek was in 'n hospitaal of ietsie. En ek lê daai aan daar en ek praat met die Here, ek sê Here asseblief, ek gaan tot inkeer kom, ek maak 'n belofte aan die Here, ek sê Here, ek gaan tot inkeer kom. Ek kom tot inkeer, maar nogtans rook ek Cody. Ek het die drank gelos maar ek rook. En elke keer as ek aan hierdie twak so vat en ek trek en dan kom hy stem, jou liggaam is my tempel. Jy hoor hom hy sê so. Ek is heilige God. En wanneer ek rook en dan word ek naar in my kop draai en ek, dat kom sommer onder en bo en dan moet ek jaag vir die toilet want die rook het later gepas en het so vir 'n hele week gegaan. Maar dis nou na jy baie jare gerook. Ja, dis nou na. Nou skielik gebeur die ding. Okay. Wanneer het jy tot bekering gekom by jou hart vir Jesus gegee? 2016. Maar die ding met die rokery, is dit daarna of daarvoor? Nee, dis daarna. Daarna. Okay. En hoe het jy toe nou agtergekom jy is vry van hierdie? Na die opgooiery. Na die opgooiery. Het jy nie weer gerook? Ek het nie weer nooit weer 'n trek gevat. Nee, was daar versoekings? Ja, die versoekings was daar dat my vir 'n week so gehou. Ja. Die versoekings, dis hoekom ek moes besluit of ek nou kan rook want die duiwel sê ook vir my as jy nou 'n sigaret vat en jy rook, dan jy rook nie, dan gaan ek jou doodmaak. En elke keer as ek ook soos 'n stem wat jy hoor. Ja, en elke keer as ek 'n sigaret vat en dan sê die stem vir my jy is my tempel en my tempel is skoon en heilig en ek is skoon en heilig. Elke keer dieselfde woorde. Elke keer dieselfde woorde. Dit het gemaak dat jy kan staan. Ja, laat ek rook. Ja, te maak gelos. Nou hoe lank is dit nou omtrent? Hoeveel jaar wil jy nog nie gerook het nie? Sê maar so 10, 12 jaar. Dit is al lank, né? Okay, en hoe voel jou gesondheid? Hoe oud is jy? Ek is nou 44, Corrie. Hoe oud voel jy? Ek voel soos 16 soos amper sê. Kom stap hier.
Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Here.